Goeiemôre, dit is dan 16 Oktober vanoggend lesing 55 van die Groot Johannes Evangelie boek 3 en die opskrif hier is die gevolge van die natuurverskynsels in Caesarea Philippi. Ag, en voor ons nou begin lees wil ek daarom ook iets moois ophaal van gister. Het ons twee mense gehad wat van ver in die Noord-Kaap af hiernatoe gekom het, kom kers opsteek oor wat ons doen as Philadelphia Ark. Hulle het al baie oor ons goed gelees op die internet, hulle het al baie van die nuwe openbaring gelees, en ons het hulle deur die plaas gevat, en hulle het dit baie leersaam gevind vir hulle projek wat hulle gaan begin. Maar die wonderlike is dat hulle al die nuwe openbaringsboeke ook gevat het. En die rede was, ons weet nie of ons nog baie lang toegang gaan hê tot boekekennis nie, en dalk gaan dit gebeur dat ons nie meer kan rondbeweeg nie, dat ons dalk nie hierdie goed meer kan kry nie, of wat ook al. So, mense word gewaarsku en mense word ook in hulle harte gewys wat is kosbaar. En so daar is 'n oplewing, dat is baie klein, maar nou weet ons ook dat daai persone wat dit nou gevat het, die dame, sy is regtig 'n eyster, en sy gaan hierdie dinge verder versprei onder haar mense in daai gebied. En dit is dan soos wat Joshua sê, lig stroom uit my uit, julle ontvang die lig en lewende water stroom weer uit julle uit. En dit is die wonder dat elke iemand wat hierdie woorde in hierdie boeke sy eie maak, word self 'n ligbron en 'n waterbron. En jy hoef nie vir mense te sê waar jy dit vandaan kry nie. Jy kan net sê, dit is aan jou geopenbaar. Dit gaan niemand aan, as hulle nou vol nonsens is, want hulle het al Jacob Lorber se naam so besmet, hierdie klomp Israeliete in Suid-Afrika, sonder dat hulle eers enige bewyse het vir dit wat hulle sê. Maar hulle sal nog almal geoordeel word, jy mag nie rondloop in die volk as 'n skinderbek nie. Dit staan ook in die wet, wat hulle altyd eis dat hulle dit, of sê dat hulle dit onderhou. En nou, as jy enige iets, die naam Jacob Lorber of Bertha dat noem, dan skakel hy dadelik af. Want ek het van hierdie wat nou hierdie werke haat en spotters is, al gevra, het jy al een boek gelees, het jy al 'n hoofstuk gelees? Nee, lees nie daai goed nie. Nou wat 'n dwaas, oordeel 'n ding, waar hy niks van wil weet nie. Jy moet mos ondersoek en behou die goeie. Dis 'n opdrag van die Vader. So moet ons asseblief ons self nie aan dwaasheid skuldig maak nie. Jy kry verskriklik baie geestelike dwaase, en hulle glo hulle is volkome reg. Ek wil nie in 'n stryery met die name betrokke raak nie, want op die ou einde gaan dit oor jou hart. Wie is in jou hart? Is die ware Jesus of die ware Yeshua in jou hart? Of is dit 'n vals Yeshua en 'n vals Jesus? En die enigste manier hoe jy dit kan sien is aan die vrugte. Die boom word geken aan die vrugte. En dan as jy die mense se kommentare lees, dan sien jy, maar hier is nie vrugte van die gees nie. As mense nog nie beledigings kan aanvaar, 'n vervloeking teenoor jou, vals getuienis wat teenoor jou gespreek word, mense wat openlik jou vyand is, as jy hulle nog aanval en terugvloek en skel, dan is daar nog nie die ware Yeshua in jou nie. Want Yeshua sê juis, dit is wat ons moet kan op en neer in die liefde. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat kwaad doen aan julle. Al hierdie dinge sê hy. En mense wat so godsdienstige gees het, en hulle waan asof hulle die grootste Christene is, hulle is juist die wat nie daardie reëls kan nakom nie. Ons kan ons nooit op die bors slaan en sê, ons is nou uitstekende volgelinge van Yeshua nie. Want Yeshua sê self ons, as die dag verby is, sê dan dankie, want jy was 'n nuttelose diensknegt.
sonder my gees sou jy niks goeds gedoen het nie. Dis wat ons altyd moet wees. Altyd bereid dat hy ons kan vul en ons nie my wil nie, maar altyd sy wil doen. Maar net so ietsie wat ek wou bysit wat uit sy lering gister en eergister gekom het, dat ons ten volle in die liefde moet wees. Nou ja, ons sit nou met hierdie groepie mense daar so en ek weet nou nie hoe ver is die Caesarea Philippi nie, maar dis nie te ver van hulle af nie. En ons het nou 'n paar natuurverskynsels gehad. Eers was dit 'n sonsverduistering, toe was dit 'n skynsom wat Joshua bewerk het. En hierdie goed het hierdie mense nou in rep en roer. En nou hardloop die priesters natuurlik en hulle speel nou hierdie verskynsels af as met die bygeloof van hierdie mense. En sê dat die gode kwaad is, dis nou die heidene en die ander in die tempel dienaars word dan deur hulle priesters vertel dat Jahwe kwaad is en dat hulle offers moet bring. So kom ons lees wat gebeur nou daar, want Joshua was baie voorbereid dat dit so sou gebeur. En ons sal oor die lang 'n paar hoofstukke aan sal ons sien dat dit eintlik ten doel gehad het om die priesterdom te vernietig, sonder dat hy die priesters laat vang het en doodmaak het. Laat hy hulle self vernietig, hulle vernietig in hulle eie brousel wat hulle gemaak het. En so sal dit ook aan die einde gaan, dat hierdie huurlinge gaan vernietig word in hulle eie brousel. En hulle gaan agterkom, die volk wat by hulle was al die tyd gaan agterkom, maar hier is klomp gemors hierdie. Kyk wat gaan nou aan. Want onthou, wanneer die antichrist aan bewind kom, gaan kerke nie meer staan nie. Hy gaan dit nie meer duld nie. Selfs heidense kerke gaan nie geduld word nie. Dus die Caesareërs was baie bang, want hulle verwag verskriklike dinge, wat na hulle mening oor die hele wêreld sou kom. Die Judeërs verwag die gerig of oordeel wat deur Daniël voorspel is, en die heidene die oorlog van die gode, en die gewone volk kom in opstand teen die leidinggewende figure, deur hulle alle verdere gehoorsaamheid op te sê, en hulle begin selfs alles te verniel wat hulle maar teekom. Kortom, na 'n paar uur ontstaan daar in die stad groot chaos, waaraan egter die dompriesters die meeste skuldig was. Is dit nie interessant dat nou juis in hierdie tyd waarin ons is, sommer nog in hierdie week, is daar soveel dinge wat nou geopenbaar word, dat hierdie Donald Trump nou kamstig die vors van Cyrus is, né? Ja, en dat hy nou die diplomatieke, wat noem jy dit, daai op die punt van my tong, wat is die diplomatieke gebou in 'n land? Die ambassade geskuif het van Tel Aviv af na Jerusalem toe. En nou is hy koning Sirius wat in Daniël opdrag gee dat die tempel herbou moet word. Hoe hulle by sulke goed uitkom en waar enigstens dit sê dat Amerika se ambassade nou dit en dit gedoen en hoe dit in verband bring, weet net hierdie verdraaide goddeloses, want ek kan hulle nie iets anders te noem nie. En ons moet ons nie vasstaar aan hierdie goed nie. Ons moet wees waar ons gister gesê het, by Joshua op die heweldogter van Sion, wat beteken die hoogste innerlike vlak van die gees. En dit is die gees van liefde. Ons moet volkome in sy liefde wees, net aan sy woorde vashou. En Daniël 2 het 'n baie ander verklaring, die korrekte verklaring, wanneer jy dit in die liefde lees. En definitief nie om dit te betrek by vandag se huidige politieke situasies nie. En dis presies, hulle dink dis nou Daniël 2 wat nou op hande is, of Daniël, ek weet ook nie wat die hoofstuk dit is nie. Want 'n aantal van hulle wat opgelei was in die Egiptiese wysheid en kennis, bekommer hulle werklik nie so erg oor die plotseling verdwene skynson nie,
omdat hulle uit die ou Egiptiese sages weet, dat sulke verskynsels al meermale plaasgevind het, sonder verdere nadelige gevolge vir die aarde. Enkele fariseërs veronderstel egter, dat daar waarskynlik 'n tweede Joshua opgestaan het, wat terwille van die een of ander belangrike besigheid, die son nogmaals beveel het om langer as normaal te skyn. Nou ja, ons het almal die son wat stil gaan staan het, anderste bekyk in die ou tyd. Nou het Joshua vir ons verduidelik wat gebeur het in die tyd van Joshua. Ek herhaal dit net vir ons nuwe mense. Soos wat die son oor die horison verdwyn het, die son gaan onder, maar ons weet, dis nie die son nie, dis die aarde wat draai. Onmoontlik kan die aarde ophou draai sodat die son nog 'n paar uur langer kan skyn. Alles sal uit hulle posisie geruk word. So wat Joshua doen is, in die stil atmosferiese lug veroorsaak hy 'n spieël, en die son wat ondergegaan het, weerspieël dan in hierdie stil lugstroom, wat nou heeltemal stil staan, en dan skyn daardie lugspieël die son terug nog vir 'n paar uur op aarde. So dis al wat dit is, dis 'n skynson. En in hierdie tyd van ons nou het dit al ook etlike kere gebeur, en dan raak almal in beroering. Almal raak in beroering oor die son en die maan en die volmaan en oesmaan en ek weet nie wat so goed alles nie. Mense, daar's net een son, en dit is die innerlike sonlig, geestelike son van Joshua, wat in ons moet skyn. Die planete en die toestand van alles hier buite het niks te doen met al hierdie dinge van die gees nie. Ook glo een bepaalde sekte van die Judeërs dat die son ter ewige nagedagtenis van die dag van die algehele verowering van Jericho elke 100 jaar op die dag langer aan die hemel bly staan, sonder enige verdere nadelige gevolge vir die aarde. Die Fariseërs was dus ook vrywel nie bang vir die gebeurtenis wat plaasgevind het nie. 'n Aantal towenaars uit die Moreland, wat as reisigers ook in die stad aanwesig was, sê dat die son altyd, as dit oordag volledig verduister word, daarvoor later in die aand langer skyn, om die aarde skadeloos te stel. Hulle het dus ook geen angs vir wat daar gebeur het nie. Maar almal wil die verskynsel gebruik om die volk 'n werklik helse angs aan te jaag. Nou hierdie Moreland is maar gewoonlik uit Indië uit, waar hierdie towenaars vandaan gekom het. Indië was baie vrot van die towenaars in daai tyd. Daar was ook wyses gewees, maar hierdie kan jy nou sien, hulle is heeltemal nie lekker nie. Na die doof van die skynson stort die volk wel alle soenoffers wat deur die priesters aangeraai word. Maar vir die bodemlose hebsug van die priesters was dit alles nog veels te min, want die volk offer nog nie alles wat hulle aan kosbaarhede en ander waardevolle dinge besit nie. Klink dit bekend? Ja. Jy moet alles vir hulle bring. Hulle wil nie net 'n deel hê nie. 'n Ou eersame Griek, wat ook baie van die natuur af weet, bemerk die gemeene streke. Hy versamel vinnig 'n aantal meer kalm, nadenkende mense in sy huis en lê hulle so goed en so kwaad soos dit gaan, heel en kort uit, dat so verskynsel heel natuurlik en totaal onskadelik is. Tevens maak hy hulle opmerksaam op die gewetenlose skurkstreke van die priesters, deur daaraan toe te voeg: kyk, as daar gevaar sou dreig vanweë die seldsame verskynsel, sou die sluwe priesters nie so ywerig met hulle sakke in die strate rondhardloop om sulke ongehoorde offers af te pers nie. Wanneer oor 'n paar uur die son gewoon weer net soos altyd in volle glorie sal opkom, sal hierdie mensbedrieërs weer deur die strate hardloop om dankoffers van die mense te eis.
gaan en sê aan die arm bedreigde volk, dat die ou wyse Griek hulle dit laat weet. Wel, hierdie ou Griekse natuurkundige staan goed bekend by die gewone volk, en sy mededeling gaan soos 'n lopende vuurtjie deur die stad. In nauweliks 'n uur neem die jongste gerig of oordeel 'n wending, en moes die priesters aan offers teruggee, en daarna so vinnig moontlik voet in die wind slaan, want die volk word steeds kwaader, en geen gesalfde dienaar van die gode was sy lewe nog seker nie. Dit sien ek, Joshua, natuurlik vooraf al, en daarom maak ek Ouran, enkele oomblikke voordat die onmiskenbare spore van die volksopstand teen die priesterdom sigbaar word, daarop attent, hoewel daar tog nog talle was, wat in groot angs buite die stad op verskriklike gebeurtenisse wag. Spoedig na my aankondiging merk die mense hoe skielik verskillende geboue begin te brand, en 'n luide gehuil begin selfs tot ons ore deur te dring. Daarop kom Sirenius met Julius in alleryl na my toe, en vra my angstig wat daar in die stad aan die gang mag wees, want dit lyk gewis na 'n volksopstand. Ek vertel hom en Julius egter heel in kort die hele toedrag van sake, soos ek dit so pas uit die doeke gehaal het. Toe Sirenius en Julius, en hierdie is twee hoofvername Romeinse leiers in daai gebied, dit hoor, word hulle weer heeltemal kalm en vra my slegs of daarvan tog geen ander erge gevolge te wagte was nie. En ek, Joshua, sê, vir julle nie in die minste, maar wel vir die priesters daar, want nou versoen die slimme gewone volk die gode met die brandoffers van die woonhuise van die priesters en die tempel van die gode. Met hierdie priesters sal julle tog wel geen medelee hê nie, want die meer as slegte slang gebroedsel moet eendag uitgeroei word. Die skynson het goeie lig gegee, want dit maak vir die blinde volk die skandade sigbaar van hulle priesters, wat nou hulle welverdiende loon kry. Nou ja, dit is eintlik 'n wonderlike ding dat Joshua deur sulke eintlik, dit is groot dinge om 'n sonsverduistering te laat plaasvind wat nie geskeduleer was nie, en 'n skynson vir hom daar te sit. Maar net deur daai twee dade wat hy gedoen het, het die hele stad basies omgekeer geraak. En al die priesters se huise is afgebrand, die Joodse priesters of Judeese priesters, sowel as die heidense priesters. En hulle het verskriklik te kere gegaan. Hulle het die geld teruggeëis en hulle sou nie weer verder iets met hierdie klomp priesters te doen gehad het nie. So, die priesterdom is vernietig. En ek kan nie anders om hierdie Caesarea Philippi verhaal wat nou hier afspeel, deur te trek na die einde van die tyd wanneer die groot oordeel oor ons hele wêreld losbreek nie. Soortgelyke dinge gaan ontstaan. Inteendeel ontstaan soortgelyke dinge alreeds. As jy kyk hoe die mense, politieke leiers as gode beskou, en as 'n ou sien hoe hulle nou oral in die wêreld brand hulle plekke af, hier by ons brand hulle gode, want vir die ANC gevolksgespuis is die leiers hulle gode. Hulle vereer hulle soos gode. Hulle besteel hulle om elke hoek en draai, maar hulle stem nog steeds vir hulle. En iewers sal dit nou so kom dat hulle werklik tot groot vernietiging sal oorgaan. En Joshua beloof ons, hier kom 'n baie groot natuurverskynsel waarop ons dan bedag gaan wees. En dit is die groot katastrofe, wanneer 'n ster naby aan die aarde verbygaan en ontsettende baie skade gaan aanrig. My persoonlike opinie is dat al hierdie ontsettende klomp natuurverskynsels wat nou so erg is, alreeds
geaffekteer word deur die naderende ster. En dat hy nie heeltyd altyd sigbaar is nie, dat hy dalk agter die son wegkruip of nou en dan sien hulle die ding. Maar hy kom ook in 'n groot massa ruimtestof wat hierdie planeet opgaar, want hy hardloop deur ons sonnestelsel, dan gaan draai hy by 'n ander verre sonnestelsel en dan trek hy alle ruimteafval en stof saam. En dan kom hierdie ding wat 'n groot planeet is met ek dink 4 maane, kom dan eintlik binne in hierdie donker wolk in ons sterrestelsel aan. En ons sal hom eers duidelik kan sien en ervaar wanneer dit te laat is. En dan glo ek gaan daar net meer en meer van hierdie goed gebeur wat ons nou hiervan lees. Dink maar net nou onlangs wat het in Nepal gebeur. Daar het hulle ook alles van die gode verbrand, hulle hele parlement, al hulle woonhuise en so in ander dele van die wêreld. Brand hulle die leiers, die gode wat hulle nou altyd voor hulle offers gebring het, dierbelastings en ook bydraes vir hulle godsdienste, brand hulle die lande af. En dit is nog nie eers die tyd van die groot verdrukking wat aangebreek het nie. Dit kom nog. Die groot verdrukking vind plaas na hierdie planeet verby is. En ek het dit gister genoem, dat niks van ons moderne tegnologie sal nog bestaan nie. Al hierdie moderne motorkarre sal nie eers kan aansit. En selfs brandstof sal nie vervoer of gemyn kan word nie. So ons moet hierdie tyd verwag en ons moet ons geestelik voorberei op daardie tyd. En natuurlik in 'n mate ook moet ons ons natuurlik voorberei. Alhoewel Yeshua vir ons hoeveel kere gesê het dat hy al die middele sal voorsien wat ons nodig het om te oorleef, nie om 'n luukse lewe te hê nie. Die anti-kris gaan na die katastrofe die mense weer hulle luukse lewens terug aanbied. Bankrekenings, motorkarre, woonhuise, alles gaan hy aanbied, maar daar gaan 'n prys wees. En die prys is die siel. En hy sal reeds besig met sy voorbereiding vir hierdie dinge, al hierdie inentings of in die volksmond bekend staan as jabs, en die mense se innerlike alreeds so geprogrammeer dat jy nou opgetel kan word deur 'n rekenaar. Want jy is nou, ek weet nou nie wat is die woord nou. MAC-adres. Bluetooth kan jy optel. Ja, jy het nou 'n Bluetooth adres, so ek weet nie wat om dit te sê nie. Jy's nou elektronies compatible met die groot stelsel wat hulle gaan gebruik. En dit is waar hulle ons dan, hopelik nie ons nie, maar die mensdom gaan vang, dat hulle dan beheer oor jou denke gaan kry. Die oomblik wanneer jy beheer oor jou eie denke verloor, dan word jy 'n willose sonder wil. Jy word dan in Hebreëus noem jy dit, en jy kan dit in huishouding gaan lees, dit het met Kain gebeur, toe Kain sy wil oorhandig het aan sy seun Hanog, het hy geen wil oor gehad nie. En hy word toe die willose sonder wil, sy naam word verander, sy hele gedaante word verander, die Vader herskep hom in 'n laer orde. Dit word alles daar gelees, dit is die merk wat Kain ontvang het, en dit is die woord Ethiope, waar Ethiopië vandaan kom. Want Ethiopiërs is afstammelinge van Kain. Want een van Kain se nageslag was op die skip van Noag. Sy naam was Gam. Gam was nie 'n seun van Noag en Sofonima sy vrou nie. Gam was 'n aangenome seun. En dit kry jy in die boek Opregte wat in die boek van Herinnering is. So, ek noem hierdie goed, want baie van ons mense verstaan nie die geskiedenis nie. Verstaan nie die tye van Noag nie.
En ons moet dit verstaan, want hy sê dit sal weer so wees, soos die dae van Noag. En nou het ons reeds 'n wêreldleier, Putin, wat sê dat Yeshua swart is. En nou het onlangs gesê dat al die profete was swart. Wat 'n onsinnige nonsens. Die woord sê self dat Dawid bloosend, rooierig, blank was. En dis hoekom hy gehaat is deur Goliat, omdat hy blank was. Want Goliat was 'n Nephilim nageslag, afstammeling. Hy was direk uit die saadlyn van Satan. Hy was, soos ons vandag sê, hy was 'n tipe van 'n reptilian, slangsaad. En so haat die slangsaad nog steeds die ware goddelike saad, en sal hulle altyd probeer om al hierdie dinge te verdoesel. Maar gelukkig het ons die oorspronklike skrif in die boek van Herinnering, en daar staan die woord nie mens nie. Wanneer na Israel verwys word en na die stamvaders, praat hy van 'n Adamiet. En Adamiet kan jy uit die Hebreëse woordeboek interlinear gaan haal. Die konkordanse is to blush, to let blood in the face. Dis die woord wat afgelei daarvan word. Nou, ek daag enige Ethiopiër, want hulle is swarter as die swartes hier by ons, om enigstens bloed, of enigstens te kan bloos. Yeshua se voorkoms was is duidelik beskryf deur geskiedskrywers. Josefus, wat 'n baie vername geskiedskrywer is, beskryf hom as 'n blanke man, met ligbruin hare, blou-grys oë. Pontius Pilatus beskryf hom aan die keiser van daai tyd, dit is keiser Tiberius. Daai brief is beskikbaar in die argiewe, maar mense verkies om allerhande ander fabels, Roomse fabels, te glo. Ons moet net vas staan op die heuwel by Yeshua. Laat hulle speletjies speel, dat hulle dinge aangaan. Ons sal help waar nodig. Ons sal sien in die volgende hoofstukke, kom van hierdie ouens nou, en hulle vind my hier is nie moeilikheid nie, wat gaan hier aan? En dit is wat met ons sal gebeur aan die einde van die tyd, en dan moet ons hulle help. Volgende hoofstuk, die vreugde van Markus oor die bestraffing van die priesters. Hoofstuk 1:1-6. Toe ontwaak Helena uit haar sagte en geluksalige liefdesluimer en skrik behoorlik toe sy die drukte by die mense op die berg opmerk en tevens die brandende stad sien. Maar Jara vat haar dadelik aan die hand en lê haar die hele toedrag uit, waarna Helena gou rustig word en sê: in my hart voel ek 'n uur gelede al dat hierdie stad direk na die skielike verdwyning van die skynson haas onvermydelik so 'n lot te wagte sou staan. En kyk nou, daar voltrek om reeds sigbaar en hoorbaar my va verwagting. U meester was dit beslis al van plan met die skynson, en eers nou kom die ware rede tevoorskyn, waarom u dit laat skyn het. Kyk hoe mooi is dit, dat Jara, wat die dogter van Sion in Suid-Afrika voorstel, verduidelik aan Helena, wat die dogter van Sion wat in verstrooiing is, in die eindtyd. Dit sal die siele wees wat in verstrooiing is, maar wat al reeds versamel is by Yeshua. Of dit nou in die gees gaan wees, en in die vlees en die gees, dit weet ons nog nie. Maar sy verduidelik vir haar, en sy raak rustig. Yeshua sê, ja, liewe kind, dit sou wel so kon wees. 'n lig wat ek aan die hemel geplaas het, is altyd daar om 'n aantal goeie redes, en nie slegs om te skyn nie, wat eintlik slegs 'n baie ondergeskikte lewedoel is. Kyk maar eers na die lig van die son. Die lig op sigself het 'n heel ondergeskikte betekenis. Maar as jy die uiterlike van alle dinge en onvrye skepsels van die aarde bekyk, sal jy gevolge van die lig en die warmte van die son ontdek,
waarvan nog geen natuurgeleerde op aarde ooit gedroom het nie. Alles gevolge van die sonlig. En ek het dit al verduidelik, elke deursnee, of het 'n meter is en of het 'n millimeter is sonlig, het alles in hom, om elke verskillende plant en verskillende dier en mens op hierdie aarde presies dit te gee wat hy nodig het, in die hoeveelheid wat hy dit nodig het. Dit is hoe wonderlik die sonlig is. En as jy waarlike genesing wil hê, kyk dat jy baie in die sonlig kom. Honde wys dit vir ons, as hulle siek is, gaan lê hulle in die son. En selfs hierdie barbaarse nasie, wat nou maar aangewese was op natuurlike genesing, hulle gaan lê ook, hy lê daar buite sy stroois in die son as hy siek is. En dan word hy gesond. So alles wat nodig is vir ons liggame is in die son. So die lig self is maar 'n klein deel daarvan. Vers 4, slegs hierdie aarde al, sou jou soveel verskillende wonders as gevolg van die sonlig kon laat sien, dat jy dit in duisende jare met die liggaamlike oë nie sou kon oorsien nie, en nog minder sou kon tel nie. Maar rondom hierdie son, waarvan die lig op hierdie aarde al sulke groot wonders teweeg bring, sirkel nog talle ander en nog groter aardes of planete. Dieselfde lig bring daar heeltemal nuwe en vir hierdie aarde onvoorstelbare wonders teweeg, en wel op elke hemelliggaam wat deur hierdie son verlig word. Heeltemal nuwe wat op geen ander hemelliggaam voorkom nie. En dit alles ontstaan deur die uitwerking van een en dieselfde lig. So ons terme, ons verstaan nou dat daar omtrent 10 of 11 planete is in ons sterrestelsel. Elkeen van hulle word deur dieselfde son beskyn, maar op elkeen van daai planete is ander toestande as hier op die aarde. Die mense wat daarop woon is nie dieselfde nie, die diere is nie dieselfde nie. Ek wil die diere op Saturnus, kan julle gaan lees hoe groot daai goed is. Daar is 'n dier wat die voorkoms van 'n rot het, wat Joshua vir Lorber sê, as hy met sy voete by die see staan, sal sy rug bo die Alpeberge uitstyg. En dan van daai hoogte en sit dan die lyf van 'n rot by. Op net daai een planeet, hulle woon almal in die noordelike plek, in die noordelike deel. Niemand, geen wese kan daar naby kom nie, hulle vreet alles op. En hierdie ding is ook nie bang vir die see nie, hy hardloop sommer in die see in. En dit is maar een van die goed wat daar voorkom. Maar daar is ander baie wonderlike dinge, as jy die boek wil lees, is gratis beskikbaar op Nuwe Openbaring. En alles dieselfde lig. En waar kry hierdie son sy lig vandaan? Van groter sonne. Waar kry daai sonne hulle lig vandaan? Uiteindelik van Vader se ewig uitskynende gees, wat oneindig is, wat geen begin en geen einde het nie. Ek het nou die dag, het ek so 'n bietjie gekyk, wat is ons sê maklik die aarde is 1 miljoen keer groot, miljoen keer kleiner as die son. Die son is 1 miljoen keer groter. As jy die aarde dan as 'n suikerkorreltjie vat, want dis iets wat ons nou kan onsself bedink, dan is die son die grootte van 'n cricketbal. So dit gee vir jou 'n idee hoe klein ons is met betrekking tot die son. Ons son is weer 'n suikerkorreltjie met betrekking tot die volgende vlak son. En daar is in totaal 5 vlakke sonne, tot ons by die senter van ons heelal sweer kom. So dit gee vir jou net 'n idee, hoe groot is hierdie heelal, net waarin ons bly, en hoe klein is ons. As jy by die 5de son kom, dan is ons nie meer 'n suikerkorreltjie, dan is ons 'n atoompie. Ons is 'n niks. En tog het Joshua hierdie planeet uitgekies om beskyn te word deur die son op hierdie aarde. En ons al hierdie wonderlike dinge te leer.
En so kan jy gewis met sekerheid aanneem, dat ek die skynson ook nie slegs maar laat skyn het vanweë die bietjie langerende blywende lig nie. Wat dink jy daarvan, lieflike dogter? Helena sê, o meester, u magtige, u alleen gewyde, daarby skiet elke menslike mening tekort. Want u is so eindeloos groot en wys, en wie kan die dieptes van die almag deurgrond? Dit is al iets oneindig verhewe, dat ek u bo alles kan lief hê, en my gelukkig kan voel in die liefde, wat my hart nooit heeltemal waardig kan wees nie. Maar ek sou dit vir 'n menslike hart die toppunt van dwaasheid vind, om u gewyde, goddelik onnaspeurbare wese van naderby te wou ondersoek. Dit is my mening, o meester. Mens kan nie wel bo alles lief hê, en dit vind ek al die hoogste saligheid, maar u is ewig, deur geen gees te deurgrond nie. Ekskuus, ek moet die water drink. Na hierdie van groot liefde tot my, nog natrillende woorde van die mooie Helena, kom die ouwe Markus en sê, meester, deur daardie vuur sal waarskynlik al die mooi visse, wat ek aan die Judeese priesters as tiendes moes afstaan, ook flink gekook en gebraai word. U weet, o meester, dat ek van ganser harte vir elkeen soveel as in my vermoë lê, gasvry is. Helaas, wanneer ek iemand iets kan gee, doen dit my waarskynlik altyd meer plesier, as die een wat iets van my kry. Maar die tiende vir die Fariseërs het my tot in my hart vererg. En soos wat ek sien, staan meerendeels die huise van die Judeese priesters nou pragtig en brand. Dit is 'n beste betaaldag vir hierdie gewetenlose leeglopers en volksverleiers. Dit geval my nou beter as wanneer iemand my 10 van die mooiste huise in die stad sou geskenk het. Ek is nooit 'n mens gewees wat leed vermaak het nie, maar hierdie keer, vergeef my o meester, is ek vol daarvan. Om 'n behoeftige iets te gee is 'n genot vir 'n goeie mens se hart, en om 'n arbeid die verdiende loon en iets ekstra te gee, is die mees gewyde plig van 'n mens. Om 'n landheer die vasgestelde wetlike belasting te betaal, is ook 'n gewyde plig vir elke regskape staatsburger, want die vors het groot sorge en koste vir die orde en sekerheid in sy land, en die onderdane is deur naaste liefde verplig om alles te doen wat die landvoog heilsaam vind vir die hele staat, en wat hy van die onderdane eis. Daar kan onder die vorste ook wel selfsugtige tiranne voorkom, wat die volk volledig uitsuig, maar na 'n tiran volg gewoonlik weer 'n goeie vors, en dan kom die volk weer vinnig op krag, wat nou nie in ons land die geval was nie. Ons het die een selfsugtige tiran na die ander gehad, en ek praat nie net van die swart presidente nie, ek praat van die blankes voor hulle ook. Maar die priesterdom verander nie. Dit tyranniseer soos 'n vampier, talle jare lank 'n volk, hef dikwels op ongehoorde skandelike wyse belastings, en gee die volk daarvoor niks terug nie, behalwe die grofste bedrog, en dit so moontlik op alle denkbare maniere. Ja, dan moet 'n man van eer, Jahwe Elohim, tog loof en prys, as hy eens 'n oordeel oor hierdie 7voudige mensehaters en mensebedrieërs laat kom. En daarom is dit nou egte balsem vir my siel, dat ek vir al die mooi woonhuise en sinagoges van die Judeese Fariseërs oordek sien met die pragtigste vlamme, en dit wel op 'n voor-Sabbat. Môre is die Sabbat, en die kerels mag niks insamel of iets anders doen nie. O, so 'n goeie les het hierdie ou onversadigbare booswigte lankal verdien. Joshua sê vir hom, maar hoe weet jy dan dat hierdie stadsverligting juis gerig is teen die Fariseërs en ook teen die heidense priesters?
O, sê Markus, ek was net onder in die huis om vanmôre 'n bietjie aanwysings te gee ten behoeve van die armes wat my môre sou kon opsoek. Toe kom daar 3 jong Grieke vir u, vir wie ek brood en wyn laat gee, en wat my in 'n voëlvlug vertel het hoe dit nou in die stad daaraan toe gaan. Ek wou elkeen van hulle woorde gewis met 'n groot parel vergoed. So genoeg het dit my gedoen. Die skynson het hierdie pragtige resultaat veroorsaak. Yeshua sê vir hom, maar môre sal jy tog vir jou vreugde moet boet, want van die fariseërs sal daar baie by jou kom eet. Markus antwoord, baie graag, vir hierdie plesier wil ek die kerels wel 8 dae lank te ete gee. Miskien word daardeur een van hulle nog eendag mens. By u, o meester, is alle dinge moontlik. Nou ja, dit gaan sekerlik ook die nagevolge wees van die eindtyd oordele, wat ons nou weet in die profeseer gaan kom, en dan sal ons ook maar ons huise moet oophou, en hulle dan innooi, moontlik word hulle ook mens, moontlik luister hulle na Yeshua se leer, volg hulle sy voorbeeld en word diensknegte, waar hulle op die oomblik verkies, die meeste van hulle, om as gode vereer te word. En ook die mense genoeg af te pers. En ons sit nou juis in so 'n toestand dat hierdie tiranne pers die geld af. As jy gaan vat, hoeveel geld van 'n rand het jy oor nadat al die belastings betaal is, en die dominee ook nog met emosionele afpersing sy tiende vat, dan wonder ek of ons 20% van 'n rand oor het, 20 sent in die rand oor het vir jouself. Want onthou, elke ding wat jy koop, is daar belasting op. Elke ding wat van buite af inkom, het alreeds belasting by die hawe gekry op. Elke liter brandstof wat ons ingooi om ons iewers te vat, word belas. En dan het jy nog 'n 50% normale belasting. So dis verskriklik. Ek dink 20 sent is miskien nog 'n bietjie oorskat. Maar dit gaan so in die hele wêreld, en dit is goed dat daar een of ander tyd 'n regstelling sal plaasvind, en hoe Vader dit gaan bewerk, sal ons nog maar moet sien. Weereens, die lesings van Karen maak dat ek nie meer baie in die toekoms ronddwaal en wat gaan gebeur nie. Baie mense vra my daaroor en sê, kom ons bly net in die hede. Sorg dat jy in die dag van vandag, wat genoeg aan sy eie stryd het, dat jy reg is. Môre sal vir homself sorg. Wanneer die wederkoms gaan plaasvind, is nie belangrik nie, is juis iets wat Yeshua gesê hy nie vir die mens wil gee nie, want dit sal vir ons nie voordelig wees nie. So kom ons byt vas, die dinge raak al hoe erger, maar ons het hierdie heuwel evangelie wat ons rustig maak. Baie dankie.